As hy, vriende, goeiemôre. En 'n baie mooi geseënde nuwe jaar vir elke een van julle. Ons eerste Sondag in 2026. En ons gebed vir mekaar is, ons gaan aan die einde gaan ons dit sing ook, ons seëngebed is: mag jy ervaar dat die Here sy gesig na jou draai, mag jy die son van sy genade oor jou lewe ervaar, mag jy sommer net weet dat hy elke tree saam met jou is. Vir die van julle wat kuier hierso, is 'n klomp kuiermense, mense wat nog vakansie hou, sê ons hoop julle kuier lekker, geniet dit. Dis kosbare tye. Dis tye in die jaar, 'n mens bly nie altyd naby mekaar nie, so dit is lekker om in hierdie tyd van die jaar bietjie by mekaar uit te kom en sommer net kosbare tye saam met mekaar te vier. So geniet dit en veilig terugreis. Ek wil vanoggend, ek gaan sommer so Dian vra vir jou en vir Lianka dat julle hierso na my toe kom. Dian is finale jaar teologiese student. Dan sal my hierso so by my. Ons het bietjie vir Lianka ingeboelie hier. Is Dian se verloofde. So Dian is finale jaar teologiese student. Hy het by Maties besig nog om by Maties te studeer. Sommer net op daai punt asseblief, al die leeu's en WP ondersteuners, gedra julle, wees nederig. Volgende Saterdag is dit dalk anders. So. Maar terug hierby. Dian is in sy finale jaar en deel van die studies is dat jy in jou finale jaar moet jy 'n praktiese jaar gekoppel wees aan 'n gemeente. So Dian is vir ons baie lekker dat jy hierdie jaar by ons gaan wees. Hy's daarom nie vreemd, hy en Lianka is nie vreemd in KwaZulu-Natal nie. Hulle het groot geword daar in Kloof. So hulle ken van KwaZulu-Natal en dit is vir ons baie lekker. Ons sien uit daarna om saam te werk en saam koppe by mekaar. Dit is baie welkom hier so by ons. Dankie. O, boekie gee. Sal. Goed. So 'n paar afkondigings en as daar is wat ek vergeet het, steek jou hand op, doen 'n waawiel en sê vir ons. Dinsdag se Bybelstudie begin eers die 13de, so hierdie week is nog oop. Ons manne, hulle kom by mekaar donderdag 7:15. Eerskomende Saterdag begin ons pannekoek en vetkoek en die koeksusters begin hulle weer. En braaihout, as jy nou al begin het om die meubels te begin brand, stop. Hier is genoeg braaihout hierso. Kom na die tyd en dan kan ons vir jou help daarmee dat jy nog hierdie week lekker kan braaivleis hou. Is daar nog enige iets anderste wat ek dalk vergeet het? Ek sal net nou by ons voorbidding, by ons gedeelte in die erediens gaan ons daarby kom. Aan wie ons moet dink in hierdie tyd. Vriende, so die tema van vanoggend se preek, waaroor ek wil hê ons moet saam dink, gaan rondom wag. En Psalm 130 is so 'n psalm wat vir ons wil help en aanmoedig om te wag. So ek wil hê dat jy sommer net so na die psalm sal kyk. En ek wil hê dat jy hom weer lees en weer lees, dat hy deur jou vloei. Ek gaan net ook daarby, ons hou nie van wag nie. Ons sukkel om te wag, né? Wie van julle as jy by die supermark is, verander rye? Want daai een lyk beter, en dan daai een, en dan daai een, né? Want ek wil nie staan en wag. Ek wil uitkom. En ons raak ongeduldig as die ou voor my nie vinnig genoeg by die verkeerslig wegtrek. Ons sukkel om te wag. Ons is besig. Ons koppe is besig. En vanoggend net so 'n bietjie iets van om te leer om te wag. Ek stel my vertroue in die Here. En hier is ons vanoggend, Here, en ons sal sê ons stel ons vertroue in U. Ek vertrou op Hom.
Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, die wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. Wie van ons het nie liefde nodig nie? Elke een van ons het liefde nodig en omgee nodig. En nou nooi die psalmskrywer vir ons sê, jong, stop net so 'n bietjie en hoor dat die Here vir jou liefhet. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Sanggroepies, julle so lank vir ons kan aanbiddingsgroep vir ons kan regmaak. Terwyl hulle dit regmaak, wil ek vir jou vra, wag, raak stil, stel jouself oop en hoor dit wat die Here ook vanoggend vir jou wil sê. Sê ook vir hom vanoggend, Here, ek wag op U. Ek wag daarop dat U my tot my nader deur U woord. Ek wag op U. En daarom kan ek vir jou vanoggend groet met sy vrede. Mag sy vrede ons lewens vervul terwyl ons op hom wag. Kom ons staan en dan loof ons die Here.
luister die Heer in die heerlijkheid. Ani, ani. Die is die almachtige Schepper van die hemel en aarde, van die grootste heelal. Die Heer is verheerlijk oor almal, daar is niemand soos U nie, is die enigste God. Ani, ani. Verhoor die mag Heer, en al die krag en die grootheid, die rykdom, die roem en die majesteit. Ani, ani. Verhoor die lof Heer, en al die glans en die beelde, die luister die Heer in die heerlijkheid. Ani, ani. Ani, ani. Verhoor die lof Heer, en al die kracht en die grootheid, die rykdom, die roem en die majesteit. Ani, ani. Verhoor die lof Heer, en al die glans en die beelde, die luister die Heer in die heerlijkheid. Ani, ani. Ani, ani. Ani, ani. Vriende, so met die nuwe jaar, hierdie lied is om te sê, Here, U is die God van alle tye. U is ook in hierdie jaar, is U die God wat in beheer is. Die is vir altyd, God van die eeuwe, God vir die tyd. Ons is asem
Ancient of days, glorious in holiness, worthy of praise, wonderful Counselor, we will adore. You have created us, God evermore, and we adore you, we adore you, lifting praises to God evermore, Lord of the infinite, author of time, earth and the heavens sing your grand design. Angels in worship rejoice and proclaim, you are the Holy One, great is your name. We adore you, we adore you, lifting praises to God evermore. Hallelujah, for the Father's love. Hallelujah, God evermore. Waves of the ocean deep bend to your will. With your commanding voice, storms become still, and all will acknowledge you, all will proclaim, you are the King of Kings, great is your name. We adore you, we adore you, lifting praises to God evermore. Hallelujah, for the Father's love. Hallelujah, God evermore, God evermore, God evermore. Okay. Kindertjies wat hier is, kom kuier julle by my asseblief. Liam, dankie. Dankie daarso. Dan so twee helpers vanoggend. Daar sy. En daar nog twee. Nou is ons al 4, ons is 4 en daar kom nog. Kom ons hoor van verjaarsdae. Julle verjaar, enigiemand van julle verjaar? Daar sy. Daar kom die manne. Kom die manne. Goed. Niemand van julle verjaar nie? As sis, kom sit hier so by ons. Daar sy. Goed. Wie gaan vir ons aansteek? Vir ons aansteek? Ons kyk net of hy lekker werk, nie regkom. Ons kyk of daar na jou toe. Reg, daar sy daar.
Daar's hy. Goed. Baie goed, dankie. Dis ons lig wat ons sê, Jesus is die lig in ons lewe en die Bybel vir ons oopmaak. Kom maak die Bybel vir ons oop. Ons gaan net nou uit die Bybel uit lees, so dankie daarvoor. Right, en verjaarsdag. Kom ons hoor 'n bietjie van verjaarsdag. Baie geluk wat nou Jaco Spannenberg, dan die Leoniese man wat verjaar het. Frik, Chantel Engelbreg, Lilibet Forster, Jolande Jansen van Vuren, Ronel Buitenbos, is daar van julle vanoggend hier. Is daar van julle wat verjaar het onlangs en wat nie sjokolade gekry het nie daarso? Gaan julle vir ons uitdeel. Daar, so steek jy hand op en René en ons gee vir ons en Ronel vir julle ook. Daar's hy. Steek jy hand mooi op, kindertjies kan sien. En ons sê altyd ons verjaarsdag wens. Dankie julle. Wat is ons verjaarsdag wens? Ja? Mag jy weet dat die Here jou liefhet. Dis die grootste wens wat ons vir jou kan gee. Met jou verjaarsdag mag jy weet dat die Here jou liefhet. En as jy daai sjokolade eet, moet jy dink daaraan. Dankie Here vir sjokolade. Dis lekker, né? Hulle sê die Here het sjokolade gemaak om ekskuus te sê vir broccoli. Dankie Here daarvoor. Goed. Wie van julle het al gehoor ek wag vir jou? Wie van julle wag? Wie se mamma en pappa sê, hoor hierso, jy moet nou klaar maak, ek wag vir jou. Gebeur dit baie keer. Steek maar jou hand so op, né? Ja. Ja. Want hierdie ding sê hoe laat dit is, né? Wat is hierdie? So 'n horlosie. En die horlosie sê, hoorie, ons moet by die kerk wees. Ek kan baie goed onthou as kind. Sit my pa in die kar en trommel op die stuurwiel. Want ma het gesê nee, nog net 'n rukkie en dan is ons daar. En dan die dominees gesê as jy nou dies aanstap, nou kan ons begin. So dis baie keer met kerk toe gaan is dit so. Ek wag, julle moet nou klaar maak. Ons mag nie laat wees nie, ons moet betyds wees. So ons sukkel baie keer, ons moet wag baie keer. En wie van julle, waar wag 'n mens nog? Waar kan jy nog dink waar wag julle? As julle by die skool is, wag julle in rye, né? Baie keer. Altyd in rye. Altyd. En is dit vir julle lekker om in rye te wag? Nee, dis nie lekker nie, want ons wil nou pouse gaan hou of ons wil in die klas inkom, né? So dis nie altyd lekker nie. Ons raak moeg om te wag. Ons het nou Kersfees gehad. Wie van julle het geskenkies uitgedeel? Julle het geskenkies uitgedeel. Ja? En wat het gebeur? Moes jy wag daarvoor? Jy moes wag. Wanneer het julle die geskenkies al uitgesit, as julle 'n boompie het? Wanneer? 'n bietjie 23ste, 24ste, né? Sit ons baie keer die geskenkies uit en dan wil jy gaan loer en sê jy maar wag, jy moet wag. Jy kan dit nie nou oopmaak nie, ons moet wag vir Kersfees. Dan kan jy nie wag nie, jy wil hê dit moet nou Kersfees raak sodat ons die geskenkies kan oopmaak. Nou vanoggend gaan ons lees hier rondom Kersfees van 'n oom en 'n tannie, Simeon en Anna, wat baie jare gewag het dat Jesus gebore moet word. En toe eendag, toe kom die oom, hy het na die tempel toe, na hulle kerk toe gegaan. En wie kry hy daar? Maria en Josef. En wie's by Maria en Josef? Wie's by Maria en Josef? Nie die donkie nie. Hulle het 'n babatjie. Wie's daai babatjie? Jesus. Wat vir Jesus daar? En die oomblik toe Simeon vir Jesus sien, toe sê hy, dis die koning wat moes kom, dis die Here hierso. En Anna, sy's al 'n ou vroutjie gewees, sy kom nader en sy sê, ja,
Jesus is die een wat moes kom. Maar hulle moes vir baie jare hulle gewag het. En ons gaan vanoggend nou so 'n bietjie saam lees daaroor. Maar voor ons gaan lees, gaan ons sing. As hy weer kom. As hy weer kom, sê ons wag op die Here. Die Here moet kom, ons wag op hom en ons sing tot sy ere. Ek gaan hierso vir julle aanskuif dat julle nou nie op baie gelukse wyse sing. Kinders, dankie julle met julle laaste weekie met julle geniet. Lekker laat slaap, lekker vakansie hou en dan volgende week is ons volstoom aan die gang. Julle kan weer by mamma en pappa gaan sit, hoor. Vriende, ons gaan saam lees uit Lukas 2 uit en regtig hierdie twee figure wat deel is van eintlik van die Kersverhaal tref my altyd aan die hart. Ek wil vir jou uitnooi om saam met my te lees hierso uit Lukas 2 uit van vers 25 af. Dis nou 8 dae na die geboorte en Maria en Josef vat nou vir Jesus vir die gewone reinigingsgebruike en goede by die tempel soos wat dit die Joodse gebruike was en dis wat by die tempel gebeur. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. Is dit nie nie amper of sê, dis amper of 'n magic oomblik, 'n wonderlike oomblik, toe Simeon hier kom en sê, ja, hier is hy, die gesalfde van die Here. Ek sien my oë sien die verlossing wat u gestuur het. Wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Nou staan Maria en Josef daarso, en sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Menende eintlik wat Simeon vorentoe kyk is: Maria, jy gaan by 'n kruis staan en jou seun
gaan aan daai kruis hang. 'n Swaard sal deur jou siel gaan. Tweede persoon, Anna. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan na hulle eie dorp Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Tot sover lees ons vanoggend. So, Simeon en Anna wat so uitgesien het na die koms van die Messias. Dis die groot ding in die Joodse volk gewees. Die Here beloof vir hulle, ek gaan vir julle verlosser stuur, ek gaan die Messias stuur. En hierdie goeters dryf vir hulle. Daar's twee kante van wag. Twee kante van wag wat baie belangrik is en wat ek dalk sien in Simeon en in Anna se lewe. Die een kant is die kant van 'n krib. Baie van die wyse manne gaan soek die verlosser in Jerusalem. Hulle gaan na Herodes toe en sê, "Waar is die koning wat gebore is?" Simeon en Anna is oop daarvoor dat God op enige manier, op enige wyse, op enige plek tot ons sou kon kom. En daarom is deel van wag, die een kant van wag is om te sê, Here, ek skryf nie vir u voor in watter formaat u na my toe kom nie, want u is Here. U kom na my toe as 'n weerlose baba. Dion Meyering, ek weet nie wie van julle kan Glaskas onthou nie, maar dit was ook 'n jong groep gewees, amper so Spoegwolf deesdae, baie jare terug, Glaskas, mooi musiek gemaak. So Dion Meyering skryf oor oor Jesus. Ontmoet vir God in sy kind, sy klein weerlose kind. Uit tydloosheid tot in ons menslike, wagtende wêreld in. Klein weerlose kind. Uit tydloosheid tot in ons menslike, wagtende wêreld in. God wat as 'n weerlose, brose kind na ons toe kom. So die een kant van wag is die krib om te sê, Here, ek stel my oop vir hoe u na my toe kom. Ek skryf nie vir u voor nie. Baie ouens wou vir God voorskryf. Naderhand, toe Jesus nou groot is, het die disippels vir hom gesê, is dit nou die tyd dat ons die koninkryk van Israel gaan herstel? Ons soek 'n sterk politieke leier. Here, dis die formaat waarna u toe na ons toe moet kom. Iemand wat sterk is, iemand wat die Romeine vasvat. Dis wat ons nodig het in hierdie wêreld. En dan is baie mense teleurgestel as God nie toegee aan hierdie voorskrif van hoe hy moet wees nie. Om te wag is om te sê, Here, ek skryf nie vir u voor nie, ek wag vir u in die persoon en in die formaat wat u na my toe wil kom. Ek skryf nie vir u voor nie. En dit het Simeon en Anna dit gedoen. Ek bedoel, hulle moes vir jare tempel toe gekom het en vir jare moes Simeon babietjies daar gesien het. Ma's en pa's het hulle babietjies bring vir die reinigingsgoede. Vir jare. Vir jare moes Anna hierna toe kom na die tempel toe. En die Here kom aanbid, getrou, oopgestel. Here, ek skryf nie vir u voor nie. En daar, op daardie dag, is dit Jesus, die Jesuskind, die weerlose, brose een,
wat na ons toe kom. So die twee kante van wag is die krib en die ander kant is my hart. Met watter hart wag ek op die verskyning van die Here? Ons harte, daarvoor moet ons vir die Here vra. Psalm 139, Here, U ken my hart. Ek hou daarvan om voor te skryf. Ek hou daarvan om in beheer te wees. Ek hou daarvan om te sê hoe dit nou gaan lyk. Ek hou daarvan om reg te wees, Here. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus daar. Kyk of ek op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Om te sê, Here, ek kan nie my hart vertrou nie. Ek kan nie. Daarom vertrou ek op U. Daarom, liewe vriende, is wag se suurstof, is vertroue. Is om die Here te vertrou. Dis die suurstof van wag. Om die Here te vertrou. Nie wat die Here kan doen nie, nie wat hy vir my kan beteken nie. Daar loop ons baie keer bloedneus, want ek moet bid vir my behoeftes, maar die Here voorsien nie altyd soos wat ek vra nie. So nie in die eerste plek, Here, vir wat U vir my kan doen nie, in die eerste plek, Here, U, vir wie U is. Wag se suurstof is om te vertrou. U is Here. Nou toe ek vanoggend hier inkom, waar is Rini? Ons het vir nuwe jaar het was ons ryker hier gewees, mooi, en die ballonne het lekker suurstof gehad en hulle was daar gewees. En toe ons nou vanoggend hier instap, so my eerste gedagte is ons moet hierdie ding nou skuif. En die Here sê vir my, hey, is dit nie baie keer hoe ons wag lyk? Ons verloor ons suurstof, ons verloor ons wag op die Here. Wag se suurstof is om die Here te vertrou. Om die Here te vertrou is gebou op liefde. Dink so 'n bietjie aan jou eie lewe oor vertroue. Wie vertrou jy in die lewe? Ek hoop daar's iemand. Ek hoop so. Partykeer sê ouens, nee. Maar die iemand wat jy vertrou is iemand met wie jy 'n pad gestap het, wat jy meer 'n verhouding het, waar daar liefde is, waar daar omgee is en waar jy kan weet ek mag maar net wees. Ek vertrou jou. Ek vertrou jy dat jy daar sal wees as ek in die middel van die nag sou bel en sê dat ek in die moeilikheid is, dat jy daar sal wees. Dit lyk vir my nogal, dit is die gesig van vertroue, is om te sê, Here, ek vertrou. Ek vertrou dat U my liefhet. Ek vertrou dat U my vashou. Here, ek vertrou dat as my ou ballonnetjie hang en ek die dag nie lekker weet nie, vertrou ek dat U lig nog steeds skyn al hang my ballon van vertroue. Want ek kan nie op myself vertrou, maar ek vertrou U. Ek vertrou U alleen. Vertroue word bevestig deur die krib van Bethlehem. Vertroue word aangevuur deur die Heilige Gees, wat vir ons bevestig dat jy en ek kind van God is. Kan jy dink hoe wonderlik dit vir Simeon was, dat die Heilige Gees hier binne in hom werk en van sê, Simeon, moenie ophou nie. Moenie ophou om te wag nie. Dit kom. Simeon, dit kom. Die verlosser kom. Moenie ophou om te wag nie. En dit raak die suurstof wat vir Simeon sê, elke dag sal ek tempel toe gaan. Ek wag om te sien dat die verlosser kom. Dis die belofte wat die Here vir my gee. Ek vertrou hom daarvoor. Ek weet dat hy my liefhet. Die Heilige Gees bevestig dit aan my. Wag vra volharding.
Volharding sê nogtans. Volharding sê al werk my dinge nie uit nie, nogtans sal ek wag op die Here. Wat is daai? Is dit Habakuk? Al sou die vrye boom nie bot nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Volhardende wag sê nogtans. Want daar is stemme in die lewe wat vir jou sê, vir wat wag jy nou nog? Daar's gelowiges wat moeg raak om te wag en wat dan baie publiek sê, ek glo nie meer nie. Die wêreld waarin ons woon sê, vir wat wag jy nog? Gebruik mag, gebruik posisie. Dis die ding wat jou vorentoe sal laat gaan. En dan vra dit volharding om te sê nee. Al praat alles teen dit, al is die wêreld hoestikkend, nogtans sal ek wag op die Here, op niks anders nie. Al bly die antwoord wat ek soek uit, nogtans sal ek bly wag. Al hou ander rondom my op om te glo, nogtans sal ek bly wag. Simeon se toets die gesindheid van sy hart word getoets en hy wag met volharding. Dis vir my ongelooflik dat Anna elke dag tempel toe gegaan het, toegewyd aan die Here. Baie keer vriende dink ons oor geloof en dit is so, dis alles net genade. Die feit dat ek 'n kind van die Here is 100% genade. Wat is die gevaar daaraan? Die gevaar van genade is dat ek terugsit, want ek hoef mos nou niks te doen nie. En ek wonder of dit nie ook is hoekom ons dan moeg raak om te wag. Geloof vra volharding van ons kant af. Geloof vra iets van ons af. Nie om my redding te bewerk nie, maar om die kwaliteit van my verhouding met die Here beter te maak. Jy en ek kan die kwaliteit van ons verhouding met die Here verbeter deur ons toewyding, deur ons gebedslewe, deur ons wag en stil raak op die Here. Ons kan dit doen. Moenie passief raak en stil sit en terugsit en sê alles is net genade nie. Dan gaan jy dalk moeg raak om te wag. Volhardende wag maak my verhouding met die Here sterker. Want in my volhardende wag, deur moeilike tye, kom ek agter, Here, U vat hom nou nie weg hierdie ding nie, maar U is by my. Here, U gee vir my tree vir tree, gee U vir my krag. Dankie daarvoor. Dankie Here, ek bly wag op U. Ek sal nie ophou wag nie. Ek sal volhard. En wag bring verwondering. Dit is amper hier aan die einde van die preek. So byt vas. Wag. Wag bring vol verwondering. Hoe groot ons God is wat hom bemoei met so nietige wese soos jy en ek. Here, dat U omgee vir my, dat U bemoeienis maak met my. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God wat getrou is aan sy beloftes? Hy het gesê hy sal sy seun stuur. Hy het dit gedoen. Ons loof en ons prys U, Here, dat U so getrou is. Hoe groot is ons God wat Here is van die heelal en tog 'n brose baba word onder ons. Hoe groot is ons God wat ons kom verlos en genees. Verwondering. Hoe groot is ons God. Dankie daarvoor, Here, dat U in ons wagperiode saam met ons kom sit en vir ons vashou. So vriende, net om weer 'n bietjie saam te vat, ons wag met vertroue. Die Here sal voorsien, die Here sal my vashou, ook in hierdie nuwe jaar, met die uitdagings wat op jou pad is, sal die Here vir jou vashou. Vertrou hom daarvoor. Dit gaan volharding vra, moenie moeg raak om te wag nie.
Maak tyd dat die Heilige Gees weer stem kry in jou lewe om jou te herinner. Jesus is Here en Jesus is hier. Volharding. Moenie ophou om verwonderd te wees oor hoe goed die Here vir ons is. Moenie dat die stikkindheid en die sleur van hierdie wêreld ons pap maak soos hierdie ballonne wat nou nie meer lekker in die lug kan bly nie. Bly verwonderd oor die Christuskind wat vir ons gebore is en wat vir ons verlossing bring. So hoe lyk jou wag vanoggend? Dis die vraag waarmee ek jou wil uitstuur en waar die Here my meer wil uitstuur om te sê, hoe lyk jou wag? Waar is jy in jou lewe in hierdie wagperiode? Is jy sterk? Sê ja, ek is reg om te wag. Ek is nog sterk. Is jy dalk vanoggend so 'n bietjie moedeloos om te sê, "Sjoe, ek weet nie, dinge werk net nie uit nie. Ek weet nie hoe lank ek nog sal kan wag nie." Maak nie saak waar jy is nie. Kom ons laat die Heilige Gees toe om vir ons te herinner dat ons wag nie nutteloos sal wees nie. Ons wag is vervul met die belofte van die Here en die teenwoordigheid van die Here. Ons vertrou hom daarvoor. Amen. As ons nou in aanbidding ingaan, wil ek vir ons lei, Here, U ken ons harte. U ken die gesig van ons lewe. U ken dit waarop ons wag. Dalk is daar dinge nou al, Here, waarvoor 'n ou jare al voorbid. Kom net en hou ons vas asseblief in ons amper half moeg word om te wag. Kom vernuwe ons gees weer vanoggend deur U Gees. Kom vul vir ons. Ons wil op U wag. Ons wil 'n ontmoeting met U hê, Here. Ons wil leef uit 'n verhouding met U. Kom en vul elkeen van ons se lewe. Dankie Heilige Gees dat U op hierdie oomblik vir ons wil troos en vir ons wil herinner dat ons kinders van U is. U die Gees wat in ons harte fluister. Abba, Vader, jy mag kind wees. Jy mag naby aan die Here wees. Jy kan sit op sy skoot soos 'n kind op sy vader se skoot sit. Dankie daarvoor, Here. Here, en terwyl ons in aanbidding is, wil ons oorgaan in voorbidding en ons dink aan Amanda en haar familie met Stoffel se afsterwe. En ons wil bid dat U die opgestaande Here in hierdie tyd ook vir hulle sal styf vashou en dat U deur die Gees vir hulle ook sal herinner dat die dood nie die laaste sê het oor ons lewe nie. Ons wil dankie sê, Here, vir Caitlin met wie dit beter gaan, vir Ronel wat vanoggend hier by ons is. Dankie dat U die God is wat vir ons vashou en dat U ook vir ons genesing gee. Maar dankie Here dat ons ook kan intree vir ons langtermyn siekes wat weet van wag, wat bid vir uitkoms vir hulle en hulle familie. Vader, sal U in hierdie dae en in hierdie oomblikke ook U Gees oor hulle uitstort en hulle vul met U krag en met U hoop en met U liefde. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. So vriende, ons met wat Amanda die roudiens aanbetref, het ons nou nog nie 'n datum nie. Ons sal op die gemeente sal ons uitstuur wanneer dit sal plaasvind. Ronel is vanoggend hier by ons. Ronel het gegly en geval en baie sleg seer gekry. Sy was in 'n intensiewe eenheid. Ronel is so bly dat jy vanoggend hier by ons is. En met Caitlin gaan dit ook al baie beter. Ons sal dankie sê daarvoor. Is daar nog persone, mens mis baie keer persone en mens wil nie
As daar iemand is wat jy graag wil noem, dan moet ons dit asseblief noem vir mekaar. Ons gaan nou die dankoffers opneem. Ons herinner julle aan ons 10de maand dankoffers. Dis vir ons gemeentelede, besoekers. Dis maar hoe dit werk hier by ons. Ons 10de maand dankoffer loop tot aan einde Februarie. En ek dink ons is op ons begroting kort ons nog net so 60.000. Ons gaan dit maak. Ons mikpunt is 180 of 187 daar rond en ons trek al hierso by 127. So ons is amper daar en dankie vir elke een wat bydra. Ons koning kom, as die bruidegom, en ons sy bruid, wat wag vir hom, mag nou gereed, trek aan die bruiloftsteen, jubel voor sy aangesig, jubel in sy helder lig. Bring hom hulde, bring hom neer. Ons rig ons oor, steeds op hom, totdat hy kom. Ons koning kom, hy is die bruidegom, en ons sy bruid, wat wag vir hom, mag nou gereed, trek aan die bruiloftskleed, laat sy liefde brandend bly. Die trooster sorg vir jou en my, laat ons dan met blydskap gaan. Die trooster gryp ons harte aan. Ons rig ons op, steeds op hom, totdat hy kom. Laat sy liefde brandend bly. Die trooster sorg vir jou en my. Laat ons dan met blydskap gaan. Die trooster gryp ons harte aan. Ons rig ons oor, steeds op hom, totdat hy kom. Ons rig ons oor, steeds op hom, totdat hy kom. Vriende, ek vergeet altyd ook as hier enige nuwe intrekkers is, ons wil regtig graag vir julle ontmoet. Ons het 'n resepteboek ook wat Jan, jy en Elianka met 'n resepteboek kry. Maar nuwe intrekkers asseblief kom nader en kom maak kennis. Ons wil regtig graag vir jou ontmoet. Kom ons staan, dan ontvang ons die seën van die Here. Ek gaan nou die seën uitspreek en dan gaan ons 'n lied sing, maar ek wil vir jou vra dat terwyl ons dit dan sing, dat jy net so 'n bietjie rondom jou kyk, want dis ons seëngebed vir hierdie jaar ook. Dat ons mekaar seën hier waar ons 2026 ingaan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees in ons woon en bly terwyl ons wag. Amen. Die Here seën
mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou.